Goeiemôre geliefdes, welkom by 'n druppeltjie van my hart. Ek is Edgar Hermanus. Ja, môre al die luisteraars, kykers wat gaan kyk na die opname. Ons is weer terug op die program. Ek is Leon. En vandag gaan ons 'n bietjie net meer kan ons sê vleis aansit in ons vertellinge van wat in 40 jaar gebeur het in Mosselbaai deur die Jesus Fan Club wat op die been gebring was. En ja, ons het gedink dit sal goed wees as ons meer inligting gee oor hoe ons se programme geloop het, veral op die skole, die kinderbediening en dan ook self op die strande, Desember maande. So Leon, ons gaan bietjie net meer praat oor wat op die skole gebeur het. Ja, op die skole het nogal redelik wonders gebeur het. As ons gaan terugdink in die pausestye met ons vorige gesprek het ons so 'n bietjie aan dit geraak, so dis hoekom ons op vandag bietjie meer detail gee aan wat gebeur het daar en hoe dat kinders, jong kinders se lewens verander gewees het op daai stadium met ons bediening tussen pausestye wat ons gebruik het. Dit was maar minimale tyd wat ons kon gebruik het om 'n impak te kon maak, en ek kan werklik waar sê ons het 'n impak gemaak in hy paar minute. Ek kan nie eens onthou was dit 15 of 30 minute pausestye gewees het, maar in daai tydperk het ons 'n groot impak in jong mense se lewens gemaak. En jong mense het teruggegaan na hulle klasse toe en verander uitgenooi, en so het dit al hoe meer en meer kinders gekom wat na hierdie, ek sal maar amper sê, pausesbediening opgedaag het op daai stadium. Ja, Leon, ek dink met die tyd wat ons tot beskikking gehad het, het die Heilige Gees redelik vinnig beweeg om kinders te oortuig, te convict van hulle sonde. En ons moes maar net volg met die spoed wat die Heilige Gees daar gestel het en waarna ons beweeg het. Ja, definitief. Daar was jy kon nie regtig nog sê jy gaan nou voorberei vir dit wat gebeur het. Ons moes dit maar vat soos dit gekom het op daai stadium. Whatever in die pause gebeur het, hoe die Heilige Gees beweeg het in 'n pause. Ons het nooit geweet môre se pause gaan so wees nie. Ons het dit van dag tot dag gevat. Hoe die pauses geïmpakteer was deur die Heilige Gees natuurlik. Ja, maar ons het mos nie nou net by die pauses binne in die klaskamer gebly, soos die Bokmakeri wat ons laaste van genoem het. Ons het net pauses, daar het 'n stadium gekom waar ons pauses uitbeweeg het. En dan met die kitaar op die skoolgronde rondgeloop en koortjies sing en die Here geprys en so aan. Kan jy 'n bietjie meer daar? Ja, nee, definitief. Dit was ook 'n ander fase gewees om uit te beweeg uit die klaskamer uit, sal ek maar sê, en van die jong mense wat gedurende die pauses daar was, het gevolg as ons uitbeweeg het. En mense was nie skaam gewees nie. Die kinders was nie skaam gewees om uit te beweeg en saam te gaan sing op die skoolgrond as ons uitgegaan het. Daar was ook in die tydperk toe met ons laaste gesprek wat ons genoem het die ontstaan van die Jesus Club, Fan Club, terwyl Mosgas, by die begin van die Mosgas jare daai tyd. En dan was daar ook die ander ene wat gebeur, en dit was die tydperk waarin daar die boycotts was. En ek kan onthou daardie uitbeweeg uit die klaskamers uit op die skoolgronde om baie meer kinders te bereik, het gebeur in 'n tydperk waar die boycotts was. En hoe het dit afgespeel? Dit wat ons gedoen het in daai tydperk. Ja, kyk, jy sal seker nog baie meer kan onthou van dit ook. Dit was ook 'n ander tydperk gewees in die boikot tyd, en ek kan amper sê mense was nie bang gewees om die evangelie te verkondig, of ons as groep was nie bang gewees. In die boikot tydperk was ons nie bang gewees om te doen wat die Here van ons verwag het, of wat ons gevoel het die Heilige Gees lei op ons harte wat ons moet doen vir daai tydperk. So ek kan sê ons was nie bang gewees, ons het nie geskroom wat sou kon gebeur het met ons in wat op daai stadium sou gebeur het met die boikotte en so.
Ja, maar dink jy nie ons is te jonk om te besef ons is eintlik in 'n gevaarlike tydperk na vore gekom, want ek kan onthou hoe die selfs die polisie soort van die ingang na die skool toe hoe hulle daar barricades opgesit het sodat diegene wat in die boikot deel te neem om hulle, maar ons kon deur hulle loop. Ons is al in 'n mate baie bekend gewees. Dis waar hulle ons nie gestop het. Maar dan ook die ander ding, ons het ook self discussions gehad met diegene wat geboikot het in die skoolsaal. Maar dan het ons ook soort van dit aangewend om die evangelie te verkondig. Ons het eintlik half misbruik gemaak van die situasie op daai stadium. Het ons misbruik gemaak van hy of die geleenthede wat daar was, of dit nou 'n negatiewe geleentheid het ons gebruik om die evangelie, ons was eintlik half honger om dit te doen. Ons het geleenthede gesoek waar om die evangelie te verkondig en te versprei op die skoolgrond. So enige iets wat sou gebeur het sy nou soos jy nog genoem het van die boikot, het ons die boikot gebruik om die evangelie daar tussenin te kon versprei. Amen, want van ons blanke vriende kon toe nie op die skool kom nie, om die evangelie wat hulle gewoonlik gedoen het. Hy was die apartheidsjare, maar toe dit afgesny word, toe staan tussen amper soos die apostels van die Here Jesus opgestaan op die dag van Pinkster en verkondig het die groot dinge van God. Dit is presies wat met ons gebeur. Dis hy. So ons is nie beperk nie, want ons het ons uit die beperkinge uitgehaal. As jy nou so dan kan dink, en dan het ons ook wat die soos ons laaste keer ook gepraat het van die kerkgrense en die limitations van die gemeente, het ons ook buite die limitations beweeg. Ons het definitief buitekant dit gaan beweeg. Soos ons met die vorige gesprek ook gesê het, dat ons was interkerklik geweest. Ons was nie gebind aan een spesifieke kerk of denominasie of bediening, of ons het nie behoort aan een groep nie, maar ons was 'n interkerklike groep van verskillende kerke. Het sy Pinksterkerk, het sy charismatiese kerk, het sy tradisionele kerk. Dit was daar gewees, die hele pakket was daar gewees, en dit is hoe ons beweeg het na verskillende kerke ook, omdat daar in hierdie groep verskillende mense was van verskillende bedieninge. Was dit vir ons, ek dink, ook 'n bietjie maklik om in te beweeg by kerke, alhoewel daar kerke was wat ons half wil beperk het om die evangelie te verkondig. Ja, ek dink ook, Leon, ons het daar was nog nie so seer charismatiese kerke hier gewees in Mosselbaai. Daai tyd nie. En ek dink ons het met baie nuwe dinge te doen gekry, en veral rondom die beweging van die Heilige Gees in ons midde. En volgens my is dit wat die Here wou gedoen het. Die beweging wat daar was om het uit die Heilige Gees te begin. En so, want baie dinge het ons maar later sien inkom in die kerke. Dus het ons al 'n voorsprong gehad van wat die Heilige Gees begin doen het. En ek dink dit is wat dit ons so passievol gemaak het, want ons was jonk en ons was vreesloos geweest, en tog is ons harte vasgegryp deur die Here om uit te stap buite daai vreesagtigheid van wat rondom ons aangegaan in daai jare. Ja, ek dink dit is hoekom van die kerke, soos jy sê, ons was half 'n stap vooruit geweest. En dis hoekom van die kerke ons later begin nooi het om te kom optree. Wat ook al ons daar moes gedoen het, hulle het ons genooi later gesê, kom byvoorbeeld met 'n jeugaksie. Kom word deel van 'n jeugaksie of 'n kerkdiens of wat ook al, of 'n konferensie selfs, het hulle van ons jong mense uitgenooi en gesê, kom word deel van dit wat daar gebeur by hulle. Want ek dink hulle wou ook gesien het, hoor, dit wat julle mee besig is,
dalk was 'n honger in hulle kerke om hierdie goeders te ervaar. Omdat hulle nie geweet het dalk hoorie wat gaan met die jong mense aan. Ek dink daar was van die mense wat ons genoem het ons is 'n klompie mal mense. Ek weet daar was van die mense wat dit so genoem het. Wie is die ouens? Dis 'n klomp mal ouens. En baie mense het ook gesê, ag, dis 'n klompie jong mense wat nou opstaan en vurig is vir die Here en môre val hulle weer plat. Maar tog was die Here genadiglik dat hierdie groep jong mense vir 'n hele paar jaar aan die beweging was. In teenstrydig met wat mense gesê het teenoor ons en hoe mense negativiteit ook selfs teenoor ons geuiter het. Wat ek nou genoem het oor hoe lank gaan julle staan? En die Here het hulle verkeerd bewys, nie ons nie. Die Here het hulle verkeerd bewys. En ek weet ons het elke dag geleer wat moet ons doen, hoe moet ons maak? En soos ons op die vorige gesprekke gesê het is die anker van dit was gebed gewees. En ek dink ons het baie gebid dat ons nie eens geweet het regtig wat vra ons vir die Here nie. Dalk het ons gevra vir dit wat in die paar jaar wat ons aangegaan het. Dus dit dalk daar al in smeking en gebed geuiter of so. Ja, Leon, ek dink ons was wel bekend op die skool self. Want ek kan onthou daardie tyd was meneer Dawie Groenewald nog onze principaal geweest. En teen die einde van ons matriekjaar, toe hy sien, ek kan onthou hy het nog om my kantoor omgekom en hy sien toe maar my wittemp vol geskryf soos ons nou al die laaste dag gedoen het. En toe hy my so kyk, toe sê hy vir my, is jy ook in matriek? O, het nooit geweet. Is jy ook in matriek? Ek sê, ja meneer. Toe sê hy vir my, maar ons kan nie al die goeie manne verloor nie. En dit was as gevolg van dat ons op die skool gedoen het. Want die skool was rustig geweest, daar was beperking in hoe Salbra altyd betrokke was so, in die boycotts en so aan van die mense op die skool nog. En hier het ek gesien die input en wat ons gehad het in die kinders se lewe. So baie van die onderwysers was ook baie bewus en baie van die onderwysers is ook self moes ook maar self die evangelie. Ek kan onthou met Mr. Botman toe ons oral moet doen. Toe gee ek my testimony in Engels. Maar dit was 'n struggle op syself gewees om dit in Engels te gee. Maar so het ons die evangelie verkondig selfs aan die onderwysers. En die onderwysers het ons geken. Ja, ek onthou definitief daai gedeelte van die oral of daai onvoorbereide oral wat jy moes gegee het, dan het ons die evangelie gebruik. Ek onthou selfs in die Afrikaanse klas. Ek dink sy leef nog op Pieter Kinel was die Afrikaanse juffrou gewees van George. En as sy nie gekom het nie, dan het ons die evangelie verkondig in die klas in. En ek weet, daar was ouens soos en Mervin hulle die mense Patrick Solomons hulle ons het die evangelie verkondig en hulle moes maar luister. Of hulle nie wou luister nie, hulle moes luister en elke geleentheid het ons gebruik en so het van die onderwysers jare later ook tot bekering gekom. As ek dink aan oorlede Neil Jeffrey byvoorbeeld. Hy en sy vrou. En ek glo ons het sy klas gebruik en dit wat daar gebeur het, moes 'n impak op sy lewe gemaak het. Al was dit 'n paar jaar later. Glo ek die saad wat gesaai was op die grondgebied van Salbra en in die klasse, soos jy nou tereg sê, die periodes wat ons misbruik het eintlik, daai saad wat gesaai was. Iemand anders het dit kom nat maak en die Here het laat groei later tussen die onderwysers en so. Ja, ons het nooit dit wat gebeur het met ons, het ons nie vir onsself gehou nie. En die kinders was bewus daarvan, die onderwysers was bewus daarvan, tot op meneer Groenewald wat die principaal was. En die bemoediging wat ons gekry het om dit wel te kon doen in die tyd wat ons soms gekry het. En selfs gebruik maak van die saal. En dan ook gebruik maak van die klaskamers. En soos ons verlede keer genoem het ook, wanneer ons op Saterdagmiddag. Ek kan nie onthou of het meneer Kossie Petersen se klas was aan Bio gekry het, wat ons altyd in by mekaar gekom het Saterdagmiddag nie. Dan bid ons
en ons word geleer uit die woord uit. Maar soos ons verlede week, dit was nie 'n bepaalde ding gewees nie. En ons wil klem lê daarop, geliefdes. Ons wil klem lê daarop. Jy kan verlang, jy kan begeer om 'n movement te wil begin en 'n movement deurbraak te wil kry, maar as die ding rigied is en as jy vir die Heilige Gees wil bepaal, vergeet dit, hy laat hom nie bepaal nie, hy is die Here. En selfs want dit kom by Leon, dit kan ek onthou, die kinders het na die Here toe gekom deur oortuiging van sonde. Want soos ons laas keer gesê het, as ander kinders wat pas tot bekering kom met hulle getuienisse gegee het, dan het die ander gesit en huil, en al wat ons groot is hoef te gedoen het, wat daarom nou 'n bietjie meer in die ding was, of wat die ding gemanage het, was maar net om te vra, is daar enige een wat die Here wil aanneem? Dis ja, nee, ek onthou dit definitief weer, wat 'n impak dit gemaak het, die getuienis van sulke jong mense op skool, en veral op skool, dat mense daar tot inkeer en tot redding gekom het, en die getuienis, die ware getuienis, het ander se lewens het aangeraak, en daai mense, glo ek, was onder die oortuiging van die Heilige Gees, wat hulle gevoel het, maar hulle wil hulle lewe in orde kry. En ons het dit gesien, soos mense sê, jy sien met jou eie oë, weet jy met wie se oë jy het moet sien nie, maar ons het dit ervaar, en ons het dit self gesien, wat daar gebeur, wanneer jong mense hulle getuienisse gegee het. En ek onthou, jy vra nou was by Kosie Petersen se beeldklas, ek onthou, het was op hy vloer gewees, of op die gedeelte, was dit gewees waar ons by mekaar gekom het na skool, wat ons ook, selfs daar ons kon verryk het, met die Bybelstudies, die lees van die woord, tyd van gebed, tyd van aanbidding. En daar was jong mense wat opgekom het, wat gesacrifice het, om daar te wil wees, en om meer te wil weet, wat aangaan. Daar was regtig honger gewees, in mense se lewens. En dan het ons mos nog self ook ons eie aandienste, soos ons ons meetings gehad, waar ons by mekaar gekom het om die Here te aanbid. Daai meetings was spesifiek daarop toegespits om die Here te aanbid. The praise and worship, en dan te bid. Regtig intercession te doen, voorbidding te doen vir Mosselbaai. Want dit is nogal 'n ding wat in ons harte was. Daai liefde vir Mosselbaai, en om op daai stadium te sien, die Here doen iets in Mosselbaai self. So ons het ons gebed baie daar toegespits om dan voorbidding te doen vir die mense, en veral vir die jong mense van Mosselbaai. Kijk, dit was ook 'n ander storie. Die gebedstyd van Mosselbaai. Dat was regtig, soos jy sê, bly beklemtoon, dat was regtig gebid gewees vir Mosselbaai. En ons het nie net vir mense gebid, dat was vir kerke, vir enige iets, was 'n gebid gewees wanneer daar by mekaar gekom het. Dit was regtig 'n tyd van intersessie. En uit die gebed het die intersessie begin saamvloei, wanneer regtig ingetree word vir Mosselbaai, vir die jong mense, wat ook al gebeur het altyd in Mosselbaai, dan het ons by mekaar gekom en gebid oor wat gebeur hier in ons dorp. Mense, dis hoekom ons, ek sal dit herhaal nou, dit is hoekom die beweging wat begin het nie het ons het, was die, want hoe kon ons het nie kerke uitgekom waar daar klem gelê was op daai dinge wat gebeur het in daardie tyd nie. In teendeel, ons het niks, die Here sê, ek sal antwoord 'n volk wat na my nie gevra het. En dit was so gewees. Ons het nie gevra na die Here nie, maar die Here het geantwoord. Die Here het gekom, en ons moet vloei in daai tyd, en dit is wat mense moet doen vandag. Vloei in die tyd van die Here, in plaas van om altyd iets te wil skep. Plaas van, soos Apostel Jan gesê het, mense moet gedurig deur events skep om besig te kan bly. Ons hoef dit nie te geskep het nie. Die geleentheid was aan ons op 'n skinkbord gebied. Ja, kyk, daar was baie geleenthede, as ons miskien dink aan die kinderkerkbediening wat ons later uit dit laat vloei het.
dis ook iets wat ons geweet het, of hoe doen jy dit, wat moet jy doen nie. En ek glo dit was ook 'n geleentheid wat die Here geskep het vir kleiner kinders, vir jonger kinders, wat nie op ons vlak byvoorbeeld was nie. En tog was daar sukses deur dit. Die feit dat ons aan die oorkant van Saubra skool voor die kliniek of die plekke was destyds afgebrand met die boikots en so. So toe was daar 'n oop stuk grond of grasgebied gewees. En daar het ons Vrydagmiddag met kindertjies begin, net met die gitaar en gesing. En hulle het die Here geloof en prys. In hulle onkunde het hulle die Here geloof en prys. En daar was klomp kinders. En ek glo ons was elke keer enigiets van 20 af op. Wat daar by mekaar gekom het. Hoe die kinders geweet het van ons kinders, kan ek nie regtig onthou nie. Maar as jy op 'n Vrydag gekom het, hulle is al 'n halfuur voor die tyd sal hulle speel op hy grondgebied, want hulle wag vir die kinderkerk wat daar moet gebeur. Julian, dit is absoluut fantasties, want op daar dieselfde stuk grond vandag is die geboue van kindersorg. Ja, mense, ek het nog nie besef nie. Dit is dieselfde, want toe jy dit mention, toe dink ek onmiddellik dan, dit is nou absoluut fantasties, want die saad was gesaai op daai stuk grond. Deur met die kinders te werk. Maar behalwe die kinders, julle het mos ook Desember maande gedurende die vakansietyd het julle op Deerstrand by julle ook toe met die kinders van die kampeerders wat gekom het om hulle vakansie hier te spandeer by Deerstrand, het julle ook mos met daai kinders gewerk. Hoe het julle aan dit gekom? Kyk, dit was ook daar was 'n strandhuis, die mense wat sou kan onthou, daar was 'n strandhuis met 'n winkel op daai grond, nog voor Deerstrand nou lyk soos wat hy vandag lyk, was daai gebou daar. En ons het daai gebou gehuur, of 'n gedeelte van die gebou het ons gehuur, en die winkelgedeelte het oorlede om David Smith. Hy het die winkelgedeelte gehad en ons het die boonste gedeelte gehad. Ons het dit toe later genoem die upper room, waar ons die bediening voortgesit het as Jesus Fan Club. En gedurende Desember vakansietye was daar hordes kampeerders wat toegesak het op Deerstrand. En ons het geleentheid gesien om ten minste tussen die kampeerders. Ek onthou ons het dramas byvoorbeeld gedoen. Ons het net van Edwin Phillips gepraat, Kim. Ek onthou hoe hy hom vol steeds paint gesmeer het altyd. En dan hardloop hy tussen die kampe deur en hy skree help, maar dit was die aanknopingspunt van die drama wat ons gedoen het. En kampeerders het opgespring, uitgehardloop uit hulle karavane, uit die tente uit, het hulle uitgekom om te kyk wie skree vir help, en sodra die crowd bymekaar is, het hy gestop. En dan het ons die dramas begin doen daar. En ons het onder andere traktaatjies byvoorbeeld uitgedeel tussen die kampeerders, en ons het gaan sit en met mense, en is groot mense gewees, van verskillende dorpe het mense altyd toegesak op Deerstrand. En ons het daai geleenthede elke Desember vir 'n paar jaar het ons dit gebruik as 'n uitreikingsveld tussen kampeerders. En van die kampeerders het ons later leer ken. As hulle gekom het hulle geweet wie ons is. Ek onthou Mone Petersen, stasiebevelvoerder van Eden FM, sy pa, Anke Petersen. Hy en ek dink is Pastor Elman van die AGS, hulle het ons later geken. Hulle het geweet wie die ouens is. En hulle het ons begin support in dit. En jare later het ons in Oudtshoorn beland, saam met Mone en hulle het 'n ander groep begin reach. En hulle te hore byvoorbeeld gekom van ons, en ons het so geïnteract met mekaar, jare later na dit. Maar met die Jesus Fan Club het ons die grondgebied voorberei daar tydens Desember maande. En wat fantasties was. Het julle nie, het daar nie ook later van 'n jong mense wat self kom kamp het, ook toe deel geword van julle ministerie, onder die kampeerders, onder die kinders terwyl hulle hier was op vakansie? Dis hy. Daar was definitief, daar was mense van Woester, Daphne, Gail onder andere, die een dametjie van was Kroeder gewees, Joanne Kroeder. Daar was Peer Kleintjies, hy is ook van Woester gewees. Daar was een van Victoria West gewees, Dan. Daar was heel wat van die kampeerders wat daar kom kamp het, wie se lewe verander het met die bediening van ons tussen die kampeerders. En die volgende jaar was hulle deel van 'n uitreikingsspan tussen die kampeerders. Wat fantasties was is,
wanneer ons na karavaan of tente toe gegaan het, ek onthou dit nog. Dan was daar mense wat 'n behoefte aan gebed gehad het. Ja. En ons het gaan sit in die tente en karavane, dan word daar gebid. Soveel so, ons het baie keer gesit, dan sê ons vir die ouens, hoor jy, ons gaan vir 'n uur en 'n half tussen die kampeerders in. Uur en 'n half kom ons terug. Ja. En dan kom ons die Here dank hier en ons kom bid vir dit wat ons gedoen het. Na 'n uur en 'n half dan is daar van die mense missing. So was die honger tussen die kampeerders gewees, want ons moes wag tot hy span heeltemal weer teruggekom het. Laat ons weer hier kan voortgaan. Maar daai gedeelte van Deesrand was 'n groot impak gewees. Selfs die wat kan onthou, by daai winkelgedeelte was die gala. Die mense het ons gepraat van die gala, die dansplek. En die Here het geleentheid geskep vir ons, laat ons tussen die dansers, wanneer dit gala gewees het ons gaan minister tussen hy mense in, wanneer die dans aangewees het. Ja. Soveel so dat ons die gala ook kon gebruik het vir uitreiking en vir dienste. En ons het nie betaal vir dit nie. Maar die Here het dit so bewerk dat ons die gala grond kon gebruik en selfs die huis wat ons gehuur het, dat ons daar soort van geleenthede gehad het vir mense om by mekaar te kom. In verlede week se gesprek het dit my bygeval van, omdat ons ook by die koffiekroeg betrokke was in die dorp, het dit my bygeval dat daar een van die punt hoërskool se leerlinge het ons op 'n stadium gevra of hulle nie ook 'n soort gelyke beweging kon begin by die punt. En ons was vreeslik skepties daaroor gewees en jy moet onthou dit was nog in die apartheidsjare ook nog gewees. So ons kon nie daar oor daai punt oorgaan nie, want die bepalings wat ons moes doen, dit het ons gedoen. Het julle uitreikings verder uit Mosselbaai ook nie begin deur daai stranddienste nie. Want soos julle meer mense ontmoet het, was die deure toe nou oopgemaak vir julle om te gaan na meer plekke toe, soos wat jy verlede week genoem het. Ja, dit het gemaak, die feit dat ons mense ontmoet het op die kampterreine, het geleentheid gebring dat ons na daai dorpe toe kon gaan. Sê byvoorbeeld George, Oudtshoorn, soos ons noem het, Plettenberg by Woester. Woester het ons uitreiking gedoen. Verskeie dorpe se mense het te hore gekom op die kampterrein van ons en dan het hulle ons genooi om daar te kom. Dan was dit nie skool, dan was dit vir 'n naweek of vir 'n Saterdag wat ons byvoorbeeld uitreiking gaan doen het in daardie verskillende dorpe. So uit daai uit het daar weer 'n ander fase begin. Die groep wat later toe ook daar ontstaan het of wat betrokke begin raak het, was Reach geweest en dit was ouens soos Humphrey Joseph, hulle Money, Ruben Kaspey, hy is een van die omroepers op Eden FM. Hulle was ook later betrokke en ons het op daai stadium met die strandhuis nog steeds bestaan en ons kon hulle ook akkommodeer om saam die strandbediening te bewerkstellig en voort te kon gaan as 'n groter groep. Selfs die einde van die jaardienste wat die kerke gehou het daar. Ons kon deel uitmaak van dit ook. Die oujaarsdag aandiens soos hulle dit genoem het. Dan het ons daai geleentheid gebruik om ten minste tussen die mense. Al het hulle daar gesit, het ons nog altyd traktaatjies. Ek onthou die traktaatjies het ek altyd bestel. Ek dink wat se Christ for All Nations, CFAN, Christ for All Nations. Ek het altyd vroeg in die jaar of in die middel van die jaar het ek bokse traktaatjies bestel, juist vir die einde van die jaar, dat ons genoeg traktaatjies kon hê om tussen die mense daar te versprei. Selfs wanneer ons uitgegaan na ander dorpe toe, het ons selfs van die traktaatjies saamgeneem. Ek weet nie seker onthou, ons het eendag op George, op die taxi ring, wat ons uitreiking gedoen het, daar tussen mense, en ons het die gitaar gevat en ons het so 'n pop gehad wat ons met poppenkas gehou het. Picketing, ons het plakate gehad wat opgeskryf staan. Een van die plakate het gevra, I'm a fool for Jesus, whose fool are you? En die plakkaat, dink ek, het verskriklik aandag getrek. Jesus is the reason for the season. Dis 'n ander spreekwoord gewees, op dit gewees. So, die middel het ons ook gebruik, picketing, om te wys, die staan net daar met jou plakkaat, en mense kom verby en hulle lees, en dan sal hulle vra, hoor jy, van waar is julle, wat doen julle, wie is julle, en so het die aanknopingspunt begin. Byvoorbeeld wat ons nog genoem het op die taxi-ring, ek kon nou, ons het die dag nog, daar op die taxi-ring,
met die popoog en daar was mense wat kinders was nogal baie keer bang vir die pop want hy het regtig soos 'n werklike mens gelyk as jy kinders het gedink hy praat regtig maar jy het jou hand so gebruik om die pop te laat praat en dan het kinders weggaan vir die pop. So dit was deel van wat gebore was in Mosselbaai op die strand se stranddiens bediening wat daar voortgegaan. Ja. Ahmed Dierbares, weet julle, ek dink terwyl Leon praat, dink ek die les wat ek geleer het deur die jare. Soms doen ons dit maar nou net vir die sake van dit is deel van die funksies van ons Christelike bestaan. Maar daar kom 'n tyd wanneer jy dinge doen as gevolg van die is deel van ons program. En dan is daar tyd wanneer jy bloed beweeg en gelei word. Dis soos Paulus sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons van mening is. En dit is wat ons uitgevind het. Die liefde van Christus, want ons is te jong gewees om te besef ons moet nou die ding en die ding en die ding in plek te sit. Soos julle hoor nou en soos julle hoor Leon se vertellinge, het elke ding gelei uit die ander een uit. Ons het van vlak tot vlak gegaan. Soos die Bybel sê, van heerlikheid tot heerlikheid, en van krag tot krag het ons gegaan, maar die ding was bestuur gewees. En dit kan ons regtig was sê, dat dit nie net beperk gebly tot ons skool, tot ons skool waar die eerste jare begin het van hierdie ontploffing in ons harte. Ek sal sê ontploffing in ons harte. En ons het daai ontploffing buite toe laat uitgaan na Mosselbaai. Ons het Mosselbaai geraak. Ja, die hele Mosselbaai was geraak gewees. Ons het in die tye, ek vertel nou vroeër vir Leon, ek kan onthou ook op 'n stadium met hulle geboikot en het in ons swart community geboikot. En ons het onsself in 2 groepe opgedeel. Die een groep moes wees waar die polisies was, want hulle het die plek afgesper, dat mense nie kan ingaan daar of uitgaan nie. En die ander groep van ons het gewag tussen die bosse om in die swart gemeenskap vinnige dramas te gaan doen. Terwyl soos die polisie daarbo was, dan weet ons die onder was veilig gewees. En dan moet die ouens daar van bo af hardop om vir ons sê, ons kan dit doen, of ons mag dit doen nie, want die polisie is besig om af te beweeg. So was ons harte beweeg. So het die Heilige Gees ons geïnspireer om dit, en ons het verlede week vir julle genoem, dat uit dit uit, het daar 'n paar manne tevoorskyn kom. Ek het gister toe praat ek met 2 van my sendingvriende, en waar hulle self bevind in die wêreld. So dit het nie beperk gebly nie. Vir my is dit 'n aanhoudende voorbeweging van die Heilige Gees, van wat hy, en ek wil vir julle sê, moenie rigied word wanneer dit kom, en moenie jouself inperk wanneer dit kom by wanneer die Heilige Gees iets op die been bring. Ek dink dit is die val van baie bewegings in wat die Here begin. By beperking. Ja, wanneer mense dink hulle kan die Heilige Gees bepaal. Ek lê klem daarop, want in die begin, Leon, die 2 van die grootste dinge waar ons regtig vervolging deurgekry het, was die groot doop en die doping van die Heilige Gees. En die spreke van tale, en ek is nie bang om dit vir julle te sê nie. Want dit is 'n ding wat julle moet hoor. Ons is vervolg daardeur. Ja, definitief was ons vervolg gewees, en ek dink mense het ons begin anders aankyk. En ek glo mense kan eintlik 'n program van dit maak, byvoorbeeld of 'n gesprek maak van dit op sy eie. Wat het alles daar gebeur? Hoe het kerke begin neerkyk op ons, maar die honger wat jong mense gehad het, in kort. Ek onthou die trip toe ons Kaapstad toe was met een van die busdienste, se busse. Die jong mense het hande opgelê binne in die bus vir mense om gevul te word of gedoop te word met die Heilige Gees. Ek wil dit net kort lees, ek kan lank oor dit praat. Uit onkunde uit. Maar die Gees van die Here was hulle gelei gewees, en hy kinders was honger, hulle wil vir jou hande oplê, want hulle wil sien dit wat gebeur in jou lewe. As die Here dit vir my gedoen het om gevul te word met die Heilige Gees,
was die begeerte daar, ek wil vir jou ook laat vul met die Heilige Gees, en die ouens was ek wil dit tussen aanhalings sê, hulle was begeerlik geweest oor dit wat daar gebeur. Dit was ook 'n ander gedeelte in die fanclub, in die Jesus fanclub, wat gebeur het. Ja, hoe oud was ons geweest? Ek was 17. Ek onthou dit, ek was 17 geweest, 17, 18. Hoe kan jy die tyd uitwerk van 2025 af tot 19 uit hoe oud is? Ek dink dit was net so, want dit was in Oktober maand en dit was net so voor my verjaarsdag geweest. Wat dit gebeur. Ek was al hier. Ja, ek was ook min of meer net na daai ouderdom. Maar geliefdes, maak nie saak wie ons is en waar vandaan ons kom nie. Ek glo, en dit is 'n ding wat ek wil sien, die intense bewustheid van die Here, want dit is waarmee ons gewandel het in daai tyd. Die diepe, intense bewustheid van die Here en van sy Gees in ons lewens. En nie almal van ons ouers was ondersteunend geweest in daai beweging. Ek onthou ons ouers was baie supportive geweest, ondersteunend geweest, dan was daar van die ander ouers. En daai ouers het altyd hulle huise oopgestel vir ons, om daar te kom. So het ons ontwikkel, so het hulle bekend aan ons doen en later geword as jongelinge op. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer? Deur dit te hou na sy woord. En dit is hoekom ons nadruk daarop gelê het dat die lering van die woord, die prys en die aanbidding, en dan ook die gebed self. Net soos die apostels gesê het, ons moet ons spits hulle toe op die lering van die woord en op gebed. En nog 'n laaste ding, om vooraf te sluit, wil ek vir jou vra, wat was jou hoogtepunt in daai beweging geweest? Ja, ek vra my nou eintlik 'n vasvraag. Ek weet daar moet daar was baie hoogtepunte geweest. Ek dink een van die hoogtepunte, nie direk in die Jesus fanclub nie, maar wat daar uitgesprei as gevolg van gebed, is toe my familie tot bekering gekom het. My suster wat tot bekering, my oudste broer wat nou oorlede is, hulle is nou almal oorlede. Uit die gebed uit van die fanclub het hulle tot bekering gekom. Amen. En hulle het vir hulle laat doop nadat hulle tot bekering gekom het. Vir my was daai die hoogtepunt, en ek het my eie ma na die Here toe gelei op 'n dag wat ek van die werk af gekom het. So as gevolg van die gebedes en die onverskrokkenheid van ons in daardie groep. Die saad wat daar geplant was. Die ouers was 'n uitvloeisel van ons saad. Dit wat agterna gebeur het was 'n uitvloeisel van die saad wat ons in die grond gesit het. En tot vandag toe, daar staan mense tot vandag toe. Net in Kortlet. Ek meen as ons kyk Hillcrest, daar was dit op 'n stadium 'n beweging by Hillcrest, wat ook daar pos gevat het. En ons het op verskillende vlakke het ons glo ek het ons sukses behaal as gevolg van gebed. En ek wil vir mense sê, kry 'n onverskrokke honger na die Here en 'n onverskrokkenheid in gebed. Ek wil amper sê, die ouens noem dit so, wees roekeloos. Maar versigtig in die Here. Raak roekeloos vir die Here, man, en gaan voluit. Dit wat ons bereik het en die tyd wat ons deurgemaak het. Die Here kan 'n ander fase weer oprig en ander mense oprig om iets anders te bou in Mosselbaai. Amen. Daar het julle dit geliefdes. Kom ons bid gou saam. Vader, in Jesus se naam, ons gebed is dat U weer soos Nehemia sê, die vyande van Nehemia sê, kan hulle weer die stene gebruik wat uit die brand het gekom het, Here. U kan weer die stene gebruik om gate toe te bou in ons lewens. Ons bid dat deur U Heilige Gees U weer opwekking sal bring, ontwaking sal bring, 'n revival sal bring van wat U doen, Here, en wat U nog al die jare gedoen het met ons, dat U Gees op mense sal uitstort in die naam van Jesus Christus, dat weer mense gedring sal word
deur die liefde van God en gedring sal word deur die krag van die Heilige Gees. Ons vra dit, Abba Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Leon, baie dankie. Dankie Edgar. Dankie. Kykers, ons hoop julle gaan dit geniet. Shalom. Shalom.